Netafim. Grow more with less. Netafim is 'n drupbesproeiingsmaatskappy want in Wallisdien in die Wes-Kaap gestasioneer is. Hoewel besproeiing die maatskappy se fokus is Netafim ook betrokke by 'n baie interessante sosiaal-maatskaplike projek wat die aanplant van groentetuine by 'n groep kleuterskole behels. Ons gesels vanoggend met Sanmarie Vogel oor hierdie baie spesiale projek en die impak wat dit op die omliggende gemeenskappe het. Baie welkom. Dankie. Die projek is deel van Netafim se sosiale ontwikkelingsbenadering. Wat presies behels die projek en hoe het julle daarbey betrokke geraak? Ons het as deel van ons sosiale ontwikkelingsplan betrokke geraak in Wallisdien en Bloekombos. Netafim se hoofkantoor is in Kraaifontein industriële area en Wallisdien en Bloekombos is net 'n klipgooi van ons kantore af. So ons wou regtig iets doen wat in ons eie gemeenskap is. En ons het daar betrokke geraak by die aanplant van groentetuine by kleuterskole. Daar's ongeveer 40 kleuterskole in die area. En toe het ons saam met Learn to Live van Oudtshoorn begin om by die kleuterskole tuintjies te plant. En dit het nou al gegroei tot 'n projek wat mense leer hoe om hulle eie groentetuintjies selfs tuis te verbou. Watter positiewe impakte het die groentetuine op die omliggende gemeenskappe en die skole self? Ek dink die projek is dinamies en die sin dat dit nou al gegroei het na 'n projek wat ons noem die Homegrown projek. Nou by hierdie projek leer 'n bietjie vir die kinders rondom gesonde eetgewoontes en ook die belangrikheid van gesond eet om gesond te funksioneer. So daar het ons nou al tuintjies by die 12 skole aangeplant en ook is die kinders so opgewonde oor die projek dat hulle huis toe gaan en hulle ouers motiveer om die projek ook te ondersteun en self met groentetuintjies te begin. Ons het ook 'n hele paar onderwyseresse opgelei rondom hoe om kos gesond voor te berei. En natuurlik is dit wonderlik dat die skole self nou groentetuine het waarvan hulle hierdie kos kan gebruik om dan vir die kinders ook kos te maak. Ek wil vir 'n oomblik fokus op die klein kindertjies. Ek meen, hoe kommunikeer 'n mens so 'n boodskap van waterbesparing aan hulle? Ons was regtig baie bevoorreg. Ons het vir Anna van Anna M Stories het vir ons gehelp om 'n fantastiese boekie saam te stel van Felix en die verkleermannetjie. So die boekie word nou op 'n maklike, eenvoudige storie manier aan kinders oorgedra. Felix plant 'n groentetuin en dan kom die verkleermannetjie en leer vir hom oor drupbesproeiing en die regte gebruik van water. En Felix se groentetuin raak weelig en laterand is die hele dorp jaloers op Felix. En Felix het sy tuin groei naderhand so goed dat hy op die ou einde groente gaan verkoop op die mark. So ek dink ons het dit probeer eenvoudig maak dat kinders daarbey kan aanklank van. Almal verstaan vir Felix. Ons het 'n ou poppie, die verkleermannetjie wat by skole omgaan en vir hulle die storie vertel. So dit het gehelp dat die kinders dit verstaan. Dit is 'n verteerbare inligting aan hulle gebied. Ja, dit klink vir my oulik, kreatief en effektief. Ja. Nou is daar ander tasbare lesse wat die kinders en die onderwysers al uit die projek kon leer, as jy dalk iets kon uitsonder. Ek dink die ding wat ek baie moet uitsonder hier is dat hulle regtig water korrek aanwend. As 'n mens baie keer deur party areas ry, dan is daar altyd een of ander kraan wat loop en daar's altyd vermorsing. So wat hierdie projek regtig gedoen het is om vir mense vir kinders die waarde van water. En as jy dit reg gebruik en nie mors nie, wat kan dit vir jou beteken? En ek dink dit is regtig waar hierdie projek baie suksesvol is. Bestaan daar 'n moontlikheid om hierdie projek verder uit te brei? Omdat die projek reeds gegroei het van 12 groentetuine by kleuterskole tot 'n projek waar hulle nou voedingswaardes en kosmaaktegnieke ook leer, dink ek is dit dinamies. So hy's nou in Bloekombos en Wallisdien en ons hart is regtig dat dis 'n so goeie projek, ons sal dit regtig baie verder wil uitrol as net in die Wes-Kaap. Het jy dalk enige raad vir ander maatskappye wat by soortgelyke projekte betrokke wil raak? Waar begin 'n mens en is daar enige slaggate of uitdagings? Ek is seker daar is. Ek dink die groot ding is mense moet die regte vennote kies wat regtig baie toegewyd is aan so 'n projek. En as jy die vennoot kry, dan moet jy eintlik iemand kry wat hierdie projek gaan dryf op 'n dag tot dag basis. Dis nie die tipe projek wat jy van die kantlyn af kan doen nie. Dis die projek wat jy nie kan doen om punte te kry of omdat jy voel jy moet net maar dit doen omdat iemand dit vir jou dikteer nie. Dis iets wat jy moet doen omdat jy toegewyd is en jou hart is in die saak. Dit sal my grootste raad wees aan maatskappye. Dis baie goed. Ek wil net vinnig jy het 'n boekie saamgebring, so ek wil dit net so vinnig wys, want dit is regtig baie oulik. Ek meen, dit lyk vir my ook baie eenvoudig en kleurvol en dit is wat saak maak. Dis wat saak maak. Baie dankie. So gesels Sanmarie Vogel van Netafim. Ons kyk